Geliefdes, ons is vanmôre hier by julle in liefdevolle herinnering aan Christina Maria Magdalena Roos, Tini, soos ons almal haar geken het, gebore 2 September 1942, oorlede 7 Januarie 2026. Ek gaan vra dat ons vir 'n oomblik staan, stilte, in herinnering en aan Tannie. Kom ons staan vir 'n oomblik. U kan maar sit, baie dankie. Goeiemôre weer eens elkeen. Kom sê, as ons na die agterkant van hierdie blaadjie kyk, dan is daar die sentrum foto van die troudag, nee. Dat die mooi jong. En dit is sekerlik 'n foto wat herinneringe oproep van jare lank gelede. En daarom, in 'n oomblik soos hierdie, ook by die afstelling van 'n geliefde weet mense dat ons gedagtes ver terug gaan. En herinnering aan dit wat ons beleef het, saam met ons geliefde wat afgesterf het. So om sê, gewoon besonder, wat 'n baie lang pad gestap het saam met Tannie Tini, oom wat echt groot was, oom wat vir haar lief was, en vir haar gekoester het, as vrou en moeder, oom en besonder baie sterkte, vir die tyd wat voor lê, en ons is saam met oom dankbaar vir die kinders aan oom se sy, die 3 seuns en hulle gawes, die kleinkinders, agterkleinkind, ek weet nie hoe daar reeds is, maar wat daar gewoon gaan omsien, ons is dankbaar, saam ook dat hy so kan rus en vrede, dat hulle daar is. En die, ek weet nie wie die oudste het nooit gevra, Etienne, André, Eugene, Etienne in sy aanwesigheid, goed, hy is daar elektronies, digitaal, skakel in, vir julle saamgewes, sinne, kleinkinders, in 'n gemeente gevoel, mag die Here vir julle vertroos en feit wat voorlees. Ook ander vriende, familie van Tannie Tini, mag die Here vir julle vertroos, Tannie Maggie, ek weet dat Tannie sy suster, baie sterk vir Tannie, in die tyd wat voorlees. Kom ons raak stil in gebed. Here, U ken die oomblikke. Oomblikke wat ons stil gemaak word, deur dit wat ons ervaar. Oomblikke waarin ons van ons woorde gestroop word. Oomblikke waarin ons maklike antwoorde verdwyn. Want ons weet, Here, dat ons beperkings het. Ons grense in die lewe wat ons nie kan verskuif nie. As plekke wat ons vir onsself en teenoor U en ander moet erken, dat ons nie insig het nie. En Here, ja, die dood is so plek. Niemand van ons kan die dood in sy volheid verstaan en begryp nie. Al is dit 'n werklikheid vir elkeen van ons. Maar Here, dankie dat ons weet dat U die dood ten volle ken. Dat U die skrikwekkendheid daarvan ken. Want U, Here Jesus Christus, was self daar. En daarom kan ons as gelowiges rus in die wete en getroos word deur die feit dat ons, Here, ons leidsman aan die lewe die dood ken. En self daar was ter wille van ons. So die dood sy verskrikking verloor, maar die dood vir ons weggeword na die heerlikheid wat ons na uitsien.
En dit, Here, nie uit onsself nie. U bied dit vir ons as 'n geskenk, daardie heerlikheid waar ons uitsien, waarvoor ons hoop, en waar ons in geloof vashou. Daarom, Here, is ons nie soos die mense wat geen hoop het vanmôre hier vergader nie, maar ons is juis hier vergader met die hoop dat U vir ons sal ontmoet deur die Gees, sal ons vertroos en sal aanspoor vir die dae wat voorlê, sodat ons ook in geloof volharding sal stap na die wenpaal waar U vir ons staan en wag. Daarom, Here, dankie dat ons U mag ontmoet hierdie oggend deur die woorde deur die Gees. En soos U self beloof het, die Gees, Here Jesus, die gesê, sal die trooster wees, die bemoediger wees. Mag die Gees ook so werksaam wees in ons harte, hierdie oggend en in die tyd wat voorlê. Amen. Jy het almal 'n begrafnisbrief in die hand gekry, ek verwys jy daarna. Ons gedenk vandag 'n liefdevolle eggenoot. Ma, ouma, suster, tannie, skoonma, vriendin. Die sal geweldig gemis word, maar altyd in ons harte voortleef. Sy het altyd met rustigheid en warm hart omgegee. Haar teenwoordigheid het 'n gevoel van stabiliteit en veiligheid gebring. Haar liefde was nie oordadig nie, maar in stille gebare. 'n handvol vir vele take, 'n oor om te luister, 'n hart soos 'n taxi, altyd ruimte vir ander. Haar nalatenskap sal altyd in haar nageslag voortleef. In tye van verlies vind ons berusting en vrede in die wete dat Jesus deur sy kruisdood en opstanding presies weet waar elke mens gaan wat met die dood van 'n geliefde gekonfronteer word. Die dood is egter finaal en ewig oorwin. Maar Tini, oumie, is nou veilig by ons Here Jesus Christus in sy hemelse woning. Psalm 91 vers 4 verseker dat hy ma Tini beskud onder sy vleuels en vir haar 'n veilige skuilplek bied. Alle eer en dank aan ons God vir sy vervloeide genade en liefde. En met dit in gedagte kan ons dan lied 602 saam sing. En die lied oor die nuwe hemel, die nuwe aarde, die nuwe Jerusalem wat soos 'n bruid gereed gemaak is as woonplek vir die kinders van die Here, waar God vir altyd teenwoordig sal wees saam met sy kinders. Kom ons hoor dan ook wat die Here sê in vers 4, kyk, ek maak alles nuut, dat hom wat dors het kom, en hy sal vind, hy is my kind, ek is 'n God vir hom. Kom ons staan en sing ons die 3 strofes. Amen.
familie het my gevra dat vanmôre Psalm 23 sal voorhou as teksgedeelte by die diens. Dit was 'n Psalm wat aan die Tini na in die hart gelê het, maar ek is seker dit was net haar gunsteling Psalm nie, dis baie mense se gunsteling Psalm. Dit weet ek. En dan lees ons dan die volgende saam. Ek lees in die nuwe vertaling, 83 vertaling, Psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus, hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot 'n lengte van dae. Dis die Psalm wel bekend. As 'n mens hierdie Psalm lees, dan is dit sekerlik soos die ander Psalms in die Psalmbundel ook, dat 'n mens die vraag vra, wat is die omstandighede waarin Dawid verkeer het toe hierdie woorde van hierdie lied in sy gemoed, in sy gedagtes opgewek het? Wat het deur sy hart gegaan? Wat het hy ondervind om by hierdie belydenis oor wie die Here is uit te kom? Wat is die omstandighede? En die Bybel vertel nie vir ons nie. Psalm self vertel nie vir ons wat presies die omstandighede was. Dit gaan nie oor 'n belydenis wat Dawid maak. Die een verklaring is dat Dawid hierdie Psalm geskryf het waarskynlik in die tyd toe hy reeds koning was. Daar in Jerusalem was hy paleis gewees, hy was die groot staatsman, 'n suksesvolle koning. Onder sy heerskappy en koningskap het dit met Israel goed gegaan. Maatskaplik, polities het dit goed gegaan. Waarskynlik staan Dawid die dag in aanskoue van feesvieringe daar in Jerusalem. Op die balkon van sy paleis kyk hy uit oor 'n skare wat feesvier. 'n geleentheid waar die volk die Here loof oor wie hy is, die God van Israel. Daar's 'n rede om op te loof, want hy is vir Israel goed. Terwyl Dawid so aanskou wat gebeur daar in Jerusalem, raak hy weg in sy eie gedagtes. Dawid is besig met die vraag, wie is God vir my? Wie is God vir my? Vir Dawid. Ons weet waar Dawid vandaan kom. 'n herder vir sy pa se kudde, wat skielik beroemd word, as hy as jong man, eintlik tienerseun, 'n reusstryd kan sê en die reus oorwin. En so oorwinning vir die volk van God bring. Skielik weet almal van Dawid. Ons ken die geskiedenis van hoe Dawid dan ook baie vinnig by koningskap uitgekom het. Sy verhaal is aan ons bekend. Op Psalm 23 is hierdie vraag, wie is die Here vir hierdie man? En dan hoor ons hoe Dawid bely, die Here is my herder. En met hierdie woorde gaan Dawid baie ver terug in sy eie geskiedenis. Hy gaan terug na sy vroeë belewennisse as jong man daar op die herdersvelde buitekant Bethlehem, waar hy groot geword het. En waar hy as herder moes omsien na die kudde van sy pa. Dit was sy verantwoordelikheid as die jonger seun. Om herder te wees, weet Dawid, moes jy baie keer van die huis af weg, alleen.
Geen geselskap nie behalwe die van die kudde waarna jy moes omsien, die skape. Ver weg van die huis af, was jy maar onderworpe aan die wind en die weer, die natuur se uitdagings, dalk 'n tentjie wat jy kon opslaan om 'n bietjie beskutting te bied teen die natuur. Dalk iewers 'n grot waar jy kon skuil saam die kudde. Dit was die lewe van 'n herder. Dit was jou verantwoordelikheid om die skape te lei na weivelde waar hulle kon by. En as die weiveld naby die huis begin minder raak het, dit beteken dat jy moes begin reis saam met die kudde. Groen weivelde moes jy gaan soek, want dit wat jy moes doen was absoluut ingestel op dit wat die skape nodig gehad, en die kudde nodig gehad. Jy moes hulle ook bring dikwels by wagters, so dat hulle kon verkoop raak, die dorste daar, die warmte van Palestina, het gemaakt dat water nodig was. Soms was die waterbronne ook maar eil. Dan moet jy ver reis, en as jy by die waterbronne gekom het daar, waar die skape moes suip, om verkoop te word, dan moet jy seker gemaakt dat daar die ongediertes tussen die riete skuil. En daarom het jy stok gehad as herder. In die ou vertaling lees ons van die stok en die staf wat die herder gedraag het. Want by die stok weet jy dat tussen die riete geslaan om seker te maak, daar is geen ongediertes wat die diere gaan vang. Waters waar daar vrede is. Daar het die skape nuwe krag gekry. David sê, dis wie die Here vir my is. 'n Ervaring uit sy jong dae waarmee hy kan identifiseer en sê, dis wie die Here vir my is. Ek is maar net deel van kudde. David, wat groot hoogtes in sy lewe bereik het, is maar net die skaap in 'n kudde. Die Here is herder. Hy bly vir altyd voorloop. Dit kan nie anders nie. En hierdie herder wat ek volg, is vir my goed. Want ek kom niks skuld nie. Ek het geen gebrek. Want hy is op my ingestel. Hy sien om na my. Hy weet wat ek nodig het. En daarom voorsien hy in daardie behoeftes. Dis wie die herder is. En dis wie God is. Hy sal my nie op die verkeerde paai lei nie. Hy lei my op die regte paai. Ek kan die herder maar vertrou. My lewe aan hom oorgee. Want hy sal my op die regte paai lei. Hy is immers die goeie herder. As jy hom volg, sal jy nie verdwaal nie. Sal jy nie wegraak nie. David dink ook in daardie donker dieptes. Die donker dieptes waar hy baie keer moes deur met sy pa se kudde. As jy ver moes loop op soek na groen weivelde, dan moes jy baie keer van die hoogland van Palestina afbeweeg en deur die Jordaanvallei op soek na groen weivelde of na die kusgebied toe, daar in die Middellandse See. En as jy van die hoogland afbeweeg het na die laagliggende gedeelte, dan is jy deur onherbergsame gebiede. Tot vandag toe is dit nog so. Donker kloofies wat mens moes deurstaan. Nou paadjies. Ons baie psalms daaroor beskryf nie. Die berge wat oor jou uittroon. En ek wat deur die donker paadjies moet loop. As die moeilikheid nou kom, waar gaan my hulp vandaan kom? Vra die psalmdigter van Psalm 21. Donker dieptes. Wat vir baie reisigers letterlik die dal van doodskade was, soos jy vertaal sê. Die skaduwee van die dood het daar geval oor daardie paadjies, en jy het nie geweet wat wag daar vir jou nie. Vir
vir jou as reisiger was al baie keer die dood om die draai. Maar daar was rowers wat mense daar ontvang. En wie sal jou kom help daar in die donker dieptes? Wie sal jou oorskree? 'n maklike roof daar in die donker dieptes. En so was dit ook vir die herder met 'n kudde wat hierdie paadjies moes loop. Daar roofdiere daar geleë, want daar was maklike prooie wat daar langs gekom het. Skaap met 'n kudde wat gegryp kon word. Wat Dawid sê, al het ek daardie ervarings in my lewe van donkere dieptes, weet ek, die herder los my nie daar nie. Want hy loop vooruit deur die donkere dieptes. En hy die stok en die staf by hom. Die stok waarmee hy veg en beklei vir sy kudde. En daarom sê die vertaling is hy nie bang nie. Want in sy hande is dit veilig. In sy hande is dit veilig. Want hy sal veg vir my. Dis wat die herder gedoen het. As hy oor 'n kudde gewaak. Dis wie die Here vir my is, sê Dawid. En dan gaan die psalm voort. Dis asof Dawid weer terug is by dit wat gebeur daar in Jerusalem. Feesviering. Want skielik verander die toon van die psalm. U laat my aansit by 'n feesmaal. U ontvang my soos 'n eregas. Ek kry die beste plek aan die tafel. As jy jou gaste by jou laat aansit het, dan het jy hulle geolie, dit weet ons. Met reenolie. So die mense wat die tafel kom sit, allemaal lekker ruik. My hoof, drup olie, sê die ou vertaling. Die een by wie ek gaan aansit is so bly my te sien, hy gooi so die hele fles oor die olie in my kop uit. Oordadigheid in hierdie deel van die psalm. Ek word oorlaai met hartlikheid. U ontvang my soos 'n eregas. Ek beleef goedheid en liefde. As Dawid daar op die balkon van sy paleis staan, dan kyk hy vir 'n oomblik terug en hierdie oop deur en agter hom en hy sien 'n tafel gedek. 'n Tafel gedek waar die koning gasheer is. Na die verrigtinge sal die belangrike persone kom aansit by Dawid se tafel. En vir hulle het hy 'n feesmaal laat voorberei. As jy by die koning kom aansit, dan kry jy die beste. Daar's oorgenoeg vir die gaste. En met dit wat Dawid sien, kom hy by hierdie beeld uit in Psalm 23 om te sê, maar dis wie die Here ook vir my is. Ek is maar net 'n gas wat gaan aansit by iemand se tafel. En daardie iemand is my goedgesind. Hy oorlaai my met hartlikheid. Hy ontvang my soos 'n eregas. Ek kry die beste plek aan die tafel. En my vyande moet maar toe kyk. Hoe die gasheer my oorlaai met sy hartlikheid. Ek is die ontvanger van goedheid en liefde. Dis wie die Here is. Sy deur staan vir my oop. Ek is genooi om in te kom. As jy so 'n vriend het wat jou so ontvang, elke keer as jy gaan inloer, dan is dit ons so dat jy sal tuis wees in sy huis, tot 'n lengte van dae. Dis 'n vriendskap wat nie ophou nie. Dis 'n vriendskap wat nie einde het nie.
Dis 'n vriendskap wat bly. Dis 'n deur wat oopstaan. Dis hoe die Here vir my is. 'n vriend by wie ek tuis is tot 'n lengte van dae. 'n vriend op wie ek kan reken vir altyd. Sonder ophou. 'n vriend wat my ontvang as sy eregas. Dis wie die Here vir my is. En dis Dawid se belydenis, waarmee ons so graag identifiseer. Want hierdie psalm roer ons harte, as ons dink wie ons is voor God. Ons is maar net in 'n kudde. En God dank, ons het 'n goeie herder. Ons harte word geroer as ons weer die deur staan van ons oor. Ons kan ingaan en gaan kuier. Ons harte word geroer omdat ons weet daar is ons goedheid en hartlikheid en liefde by die een wat die gasheer is. God self, die koning. Ons harte word geroer as ek weet die deur staan vir my oop om in te gaan. En daarom is dit dwaas as ons verby staan en dink later. Dis dwaas om te dink ek sal nie ingaan nie, want wat kan hierdie koning my tog bied? Dis dwaas om by die oopdeur verby te staan. Dawid spoor ons vanmôre eintlik aan. Die deur staan oop. Die deur staan oop. Gaan in. Julle wat bewus is van julle verlies en hartseer, die deur staan oop. God wag om julle te ontvang met sy goedheid en sy hartlikheid en sy liefde. Om julle aan te raak met sy troos en sy naam. Mag julle beleef dat die Here vir julle kom ontvang. En terwyl ons aan die lewenspad verder staan, mag die goeie herder vooruit bly loop. Ons weet was in Trinitris se geval so, dat die herder vooruit geloop het. En dit sy gevolg het. Haar geloof, haar meelewing, as lidmaat by die gemeente vir baie jare, spreek van wie haar herder was. En dit spreek van wie haar gasheer was, wat sy geken. En daarom is ons vandag dankbaar saam met julle dat sy die herder ken en die herder haar ken. En as sy die adres ken van die gasheer, ons is dankbaar saam met julle dat sy dit ken. Want dit maak nou die verskil. Dit maak nou die verskil. Dit gee die deurslag. Dis 'n ewige lewe en ewige dood. Op sê, dis 'n onbekende pad wat voor lê. Daar gaan ook donker dieptes wees, wat ons nie weet wat op die volgende hoek wag nie. En onthou, die herder loop vooruit. En soos dat die deel was van die kudde, is ook dit steeds. Hy sal vir hom veilig rus daar. Mag Dawid langs wie ons môre staan by balkon vir ons inspireer met hierdie woorde. Mag ons God se hand sien vir wie hy wil wees. Kom ons volg hom. Kom ons gaan kuier. Amen. Kom ons bid saam.
Here, ons kom sê dankie vir gelowiges soos Dawid se belydenis, se getuienis. Dit inspireer ons, want ons vind daarin van onsself 'n aansporing om te volg, om te gaan doen. Ons vind 'n aansporing om in die skaduwee te bly, die skaduwee van 'n goeie herder. Ons vind 'n aansporing om te gaan aansit en weet dat die een by wie ons gaan aansit vir ons oorlaai met hartlikheid en liefde en goedheid. Ons verdien nie die goedheid nie. Ons verdien nie die hartlikheid nie, want U weet, Here, wie ons is as mens. Maar tog bly U wie U is. En daarom kan ons kom met vrymoedigheid soos ons is, om U aangesig te soek. En dankie, Here, dat U vir ons aanraak deur U goedheid. Dankie dat daar by U 'n besorgdheid is oor ons, omdat U die goeie herder is. Daarmee laat U ons nie alleen nie. Maar Hy soek en U trek nader. Daarom, Here, nooi U vir ons na vriendskap. Ons moet luister en kom. Dankie, Here, dat ons mag weet dat die lewe van Trinitini, dat dit so was. Dat sy nie geken het as herder. En as hy van die goedheid en die genade getuig het. Ons weet, Here, dit was moeilike dae vir haar die laaste jare. Vele uitdagings rondom haar gesondheid. En U weet, Here, wat dit aan haar gemoed gedoen het. Maar dankie dat na alles ons met dankbaarheid kan terugkyk en weet dat U by haar was in daardie moeilike oomblikke. Dat U gelei het, dat U gedra het, dat U bemoedig het. So, Here, weet ons dat U by ons is en met ons goeie bedoelings het. Selfs in ons moeilikheid bemoedig U ons. En daar kan ons ander gaan bemoedig met dieselfde bemoediging wat ons ondervind as U met ons besig is. En daarom, Here, is ons ook getuies van God wat vir ons uitkoms gee en bemoedig. Mag ons daar vir mekaar goed wees oor die tyd wat voor lê. Dankie, Here, vir die mense wat U aan Trinitini verbind het. Daardie mense wat vir haar kosbaar was, wat haar inspirasie was, wat haar trots was. U weet wie hulle is, Here, U weet dat hulle nou agterbly met 'n hartseer in die hart en 'n leemte in die gemoed. Ons gebed is, Here, dat U vir hulle sal vertroos en dat hulle U nabyheid sal beleef in die dae wat voor lê. Dankie vir die lewe van Trinitini, vir die geskenk. Dankie vir haar invloed, dankie vir haar erfenis, wat gekoester sal word, soos die begrafnisbrief sê. Mag haar geloofsgetuienis inspireer. Mag dit 'n voorbeeld wees. Ons sê vir U dankie, Here, dat ons U nou mag opsoek en mag beleef dat U vir ons toevou onder U vleuels. Daar is ons veilig. Ons eer U. Amen. Ons gaan nou geleentheid gee vir die hulpblyke. André sal vir ons hanteer en van die kleinkinders. So, baie dankie.
bedankings doen. So ons het 'n lang lys hier, baie mense wat ons graag wil bedank. Eerstens, Dr. Pieter, veral dokters op bystand, advies en woorde van bemoediging in hierdie moeilike tyd. En baie dankie vir hierdie pragtige, inspirerende boodskap. Ons wil vir Isabel Kreer dankie sê vir haar orgelspel, begeleiding en die sieleris waartoe jou musiek bydra tot hierdie diens. Dan wil ons dankie sê vir ons vriende Jannie en Martie Botha, jarelange familievriende. Jannie, dankie vir jou bystand, woorde van bemoediging. En Martie, dankie ook vir jou ondersteuning en vir die eetgoedjies wat jy gebring het. Julle besef nie wat julle vriendskap al deur die jare vir Martine en vir ons hele gesin beteken het nie. So was baie lief vir julle ook gewees. En sê ons dankie vir Lenet van die kantoor vir haar administratiewe bystand. En Dries, ons koster vir al jou reëlings by die kerk en die geliewe om hierdie dag spesiaal vir al ons familie en vriende te maak. Die susters van die kerk, dat hulle help in die saal met die skink van tee en koffie. En dan sê ons baie dankie vir kurs begrafenisondernemers. Spesiale dank aan Adel vir al jou reëlings, advies en bystand vanaf die eerste oproep wat ons met jou gepraat het. Dit maak hier die wêreld se verskil. Dankie vir die wyse waarop julle vir Martine hanteer het, vanaf die afval van haar liggaam by die hospitaal, die opstel van die begrafenisblaadjies, die pragtige ryker en alles wat nog voor lê, wat ons moet reël. Dankie vir jou opoffering ook, van jou tyd vanoggend om hier te wees by die kerk, die blaadjies uit te deel, water uit te deel. As familie sê ons baie dankie vir jou. En dan Christa, dankie vir jou bereidwilligheid en hantering van die opneem van ons livestream, vir die wat nie die roudiens vanoggend kon bywoon nie, veral op kort kennisgewing. Ons sê vir Janice, dankie wat ook vir ons eetgoed voorberei het. Dit word ook baie waardeer. Ons sê oor die algemeen dankie vir almal ons mooi wense en woorde van bemoediging wat ons as gesin ontvang het, vanaf vriende en familie, en ook vir elkeen van julle wat hier teenwoordig is vandag. Dit beteken so baie vir ons. Aan Whitfield Park aftree oor, dankie vir die versorging en ondersteuning vir Martine, al die personeel, kliniek-sisters. En ek weet ons hele paar van die inwoners wat ook hier is. Sy het so baie vriende daar gehad en mense wat vir haar omgegee het, lief was vir haar en ondersteun het. Spesifiek vir Glynis, a sincere thank you for all your assistance, love and support during this time, and especially with Paul Sam. We're very thankful for all your support during this hard time. And then also to Kathy, thank you for being here today. So Glynis and Kathy were Martine's lovely neighbors. We're so thankful that you are still around to lend support to Paul Sam. Ons sê baie dankie vir Tannie Annetjie, dat sy hier teenwoordig is. Dis maar moeilik om bedankings te doen in so 'n emosionele tyd. Ons vra om verskoning as ons enigiemand onbewustelik uitgelaat het. Maar van my kant af, wil ek ook net 'n huldeblyk aan my liefste Martine bied. Dit was regtig 'n voorreg en 'n plesier om Martine my tweede ma te kon doen. Maar my altyd met soveel liefde en hartlikheid omarm af van dag 1 af, vandat ons mekaar geken het.
Ma was so 'n vlytige mens, so kreatief bedrywig met alles van brei, pragtige brei en nikkelwerk, haar heerlike kook en bakkings. Ma was besig, sy was baie betrokke in die kerk gewees vir baie jare, wat sy so groot bydrae gelewer het. Sy was aktief betrokke in die aftreeoord, sy huiskomitee en as vrywilliger. Sy was regtig 'n formidabele vrou en so 'n mooi voorbeeld vir ons. Ma gaan so 'n groot leemte laat. Ons gaan ma mis. Maar ma is die gelukkige een, sy is ons een vooruit. Sy het aangekom by ons ewige tuiste by God. En ons sien net uit na die dag wat ons almal verenig sal wees. Baie dankie. Ek dink Dominee het reeds dat die meisie gesê as die enigste lewende suster. Baie dankie dan. Wat kan ek sê? Ek onthou van so groot af en nou die laaste tyd ook, dat sy so wat wil gee om weer daar weer op die plaas te wees. Oom Chris, ek praat om 'n korreksie, maar ek dink dis ook die enigste twee oorlewende boetiese toerers. Baie dankie vir om dan die julle bystand die afgelope tyd, die inloop, die kuier. Ek wil net sê, ons waardeer dit opreg en so ook met pa. En dan natuurlik, en ek gaan nou die woorde gebruik van my ma, my engeldogter Linda. Dit was hoe Martini vir Linda beskryf het. Elke keer op ons by Martini gekom het, en dit was so 3-4 keer 'n week gewees, en ek is by die deur nie. Het my ma se ook opgehelde as sy haar dogters. Vanaf 2024, by die eerste terugslag wat Martini beleef het Linda beheer geneem van my ma en my pa se belang. Van kredieniers tot dokters, apteke tot hospitale, tot totale beheer van haar medikasie onthou, wat jy daar gestap het by die kliniek en gesê het, nou stop het sy nie meer oor. En sy het seker gemaak dat hulle pille drink en sy was kwaai. Finansies en algemene benodigdhede. Ek moet bieg by die stadium, dink ek Linda weet meer wat in hulle lewe aangegaan het as wat ek daarvan. Ek weet nie wat ons as gesin sonder jou sou doen. Vanaf die skokkende nuus op Woensdag 7 Januarie 2026 om 13:26 dat Martini oorlede is, het jy oorgeneem en op jou rustige manier alles wat ons vandag hier ervaar, het jy eie beheer, hanteer en gered. Baie dankie. Daar is so baie wat ek nog kan sê, maar vir nou volstaan ons as gesin. By my ma se woorde. My liefste Linda, wat sou ek tot sonder jou gedoen het? Dan het ek net so 'n paar briefies hierso. My ma het geglo in een persoon. Sy het nie gehou van glamour nie, sy het nie gehou van ophemeling nie. Dit was nie sy gewees nie. En ons het besluit, en ons vra verskoning vir die baie kort kennisgewing van die begrafenis. Dit is ook sy het wou gehad het. En wat julle sien ook is, ek het so min as moontlik in die begrafenisbrief gesit. En die kleinkinders het gevra of ek net vir hulle voorlees. En dan my boetie wat in Amerika is, wat ek graag sou wou wees, nie kan nie. Hy wou gister donderdagoggend baie vlieg, maar sy nie gehelp het. Hy sê, jy moet ook in die lig wees.
Eerste kleindokter Chantay, kan ongelukkig ook nie hier wees nie. Sy het 'n briefie geskryf en ek wil dit net graag lees. Van Chantay, daar is 'n paar dinge wat my van kleins af altyd aan ouma laat dink. Hoe ouma altyd mango's vir my gekoop het, omdat jy geweet het, dis my gunsteling. En dit dan vir my blokkies gesny het. Die spesiale hersens wat ouma altyd vir my gemaak het, met minder konfyt, omdat ek dit so verkies het. Die bakke en die bakke wintersop, wat ouma vir my gemaak het en huis toe gestuur het om te vries. Hoe daar altyd 'n stukkie makaroni en kaas sonder tamatie gemaak is. Net vir my, en dan my gunsteling sjokoladekoek, wat elke jaar vir my verjaarsdag gebak is. Ek dink aan hoe ouma my altyd aangemoedig het om naaldwerk en breiwerk te doen. En ek wens julle kan sien vandag wat sy alles kan doen met die naald. Hoe ouma se huis altyd 'n veilige plek was sonder oordeel. Ek kon oor enigiets praat en ouma het altyd geluister. Hoe daar altyd mints en lekkers in ouma se Bybelsak weggesteek was. En hoe sy altyd iets soets gehad het wanneer ons kon kyk. Nou, Dominee Bekkerveld, die was die Chantay nog nie. Ja, ek dink, was voor Dominee's tyd, as klein kinders het ek altyd geraas en daar op my was gesit het, en die soeker na Swees. Ek sal nooit weer na RSG kan luister, sonder ouma te dink, en die handskoene wat ouma vir my hoërskool gebrei het, hou my hande tot vandag toe opgehou. Ek dink dat ouma altyd die huisnood gekyk het, vir watter flieks ons sy geniet, dit dan op video opgeneem het, so ons het kon kyk wanneer ons kon kyk. Die ure wat ek in die hand had, Phantom of the Opera en Fantastic Four gekyk het, is vir my ongelooflike spesiale herinnering. Jy sal die ontmoet. Hoe ouma altyd bed in die perskamer opgemaak het. Ek soek vandag nog na 'n gemaklike bed en 'n beter nagrus. Ek dink aan hoe ouma nooit kon verstaan hoekom ek verkies het om op die vloer in jou kamer te slaap wanneer al die niggies en neefies gekry het. Maar daardie Kersfeesbed, gemaak van komberse, was so gemaklik want ek het geweet ouma is net daar. Ons altyd gelag het, wanneer ouma kwaad geraak het, omdat ons, dit is nou Bianca, Chantay en Christopher, deur haar kaste te gaan het, en 'n gemors gemaak het, maar tog het sy altyd haar huis vir ons oop en welkom gemaak. Ek is bly vandag nie so Christopher lees my in die kas, want jy was altyd die guinea pig vir die make-up en die rok. Wanneer ek na al die herinneringe kyk, dan sien ek net hoe lief ouma ons gehad het, en hoe sy altyd aan ons gedink het. Ek kon dit nooit voorneem en soveel woorde sê nie, maar ek hoop en ek bid, dat ouma ons liefde kon sien en kon voel. Ouma het net 'n paar maande gelede vir my soppersoep gestuur. En van ouma se resepte maak al jare lank by mekaar. Ek wens ek kon meer wys hoe ouma my beïnvloed het. Nie deur die resepte nie, maar wie ek is, grootliks te danke aan ouma. Daar is soveel meer wat ek kan en wil sê. Maar al wat ek nou kan sê, is hoe dankbaar ek is en hoe geseënd om jou as my ouma te kon hê. En dan die kleinste en ander man van baie min woorde. Hy sê, ouma, dankie vir al die herinneringe, vir al die kere wat jy my opgepas het, en vir al die bederfies en die liefde. Ek gaan baie na jou verlang, en sal jou vir altyd in my hart dra. Ek is baie lief vir jou. En die volgende gedeelte, Etienne en Samantha, wat in Texas bly,
geskryf, so ek gaan dit in Engels lees, want hulle is ook hierso. Hulle is ook besig om te luister na die diens. A special thanks to Ed and Sammy for the heartfelt thoughts on behalf of the three brothers. Sammy, if you're looking, I apologize, but I have to say my mom also know you by the nickname Babia. It is with saddened hearts that we share the news that our mother, as we see here, that our mother, grandmother of Andre, Chantal, Bianca, Christopher, Austin, and Ariana, the great-grandmother of Cornelia and Mia, and the loving wife of Sam Wimko, passed away. Mom, until we meet again, we will cherish the memories we have made together. Our mother was a devoted mother with 3 sons and a loving wife for 64 years, coming the 5th of May 2026. She was selfless, hardworking, and always put her family first. She loved the Lord with all of her heart, and her faith shone through in every act of love, care, and sacrifice she showed to others. At the age of 83, she leaves behind a lifetime of precious memories and a legacy of love, faith, and warmth, which will always be with us. Her gentleness, wisdom, and unconditional love will forever leave a void that no one can ever fill. The world feels quieter without her, and our hearts are heavier because she is no longer here with us. Etienne, Sammy, thank you for these words. That was on behalf of the brothers. And then Etienne he just wanted a personal message. And I will do this both in English and Afrikaans. As a youngest son, I will forever live with the regret and the guilt that I was so far away and could not be with you every day as I wished. It breaks my heart that I could not be there in person, Mom. I am so sorry. You deserve so much more. You will be missed every day, more than words can ever express. Rest in peace, my dearest, loving Mom. As haar jongste seun sal ek vir altyd leef in die spyt en die skuldgevoel dat ek so ver weg was en nie elke dag by mamma kon wees soos wat ek gewens het. Dit breek my hart dat ek nie persoonlik daar kon wees nie, Ma. Ek is so jammer. Jy het soveel meer verdien. Jy sal elke dag gemis word, meer as wat woorde ooit kon of kan uitdruk. Rus en vrede, my liefste Ma. En dan persoonlik worstel ek met 'n baie kort woordjie, die hoe. 3-letter woordjie. Hoe voel ons daardie groot liefde wat ons Ma gelaat word, ons ikoon, ons moeder. Dankie Here vir die 60 jaar, 57 jaar en 53 jaar wat U daar was en vir ons en wat U haar vir ons gestel het. Sê vir baie dankie.
iets wat nou gelees gesê het, sorry. Ek dink, waarin ek verskriklik baie herinnering van ouma terugbring. Goed dat ek sê nie as ek vergeet nie. So, toe ek moes dink wat ek oor ouma graag wil sê, is nogal moeilik. Dat was baie wat mens kan sê. En ek het gedink, ek sal vandag nie sterk wees, maar soos wat ek gesit en dink ek besef, ek kan nie eerlik wees. My ouma was nie net 'n ouma gewees nie. Sy was niks gewees. Wanneer jy nou, jy weet, of jy nou 'n kind of 'n volwassene was, as jou ouers jou maar 'n bietjie seer gelaat het, het sy jou regaat. En maak ons op hoe snaaks jou redenasie was, vir haar het dit sin gemaak. Sy het vir dit was. As meer as dit, was sy ook 'n beste vriendin gewees. Ouma was altyd daar te luister. As jy iemand nodig gehad het om te bel in nood, of iemand met wie jy net wou gesels, was sy daar gewees. Soos wat ek dink, Chantal ook nou baie goed genoem het, ouma was vir ons maar so vrou-chef gewees. En altyd die storie vertel toe ons nog langselle gebly het. Hoe ek altyd al ongehardloop gekom het, vir alles mens man, is dit vir jou eie ma se kos, en weet jy nou al sy mac and cheese of so iets, sien, weer eens sonder dit te maak nie. Dan het ek al kom vra, nee ouma, kan ek nou maar daar eet? En ons so wat het ek gesê, nee, om my ma gaan vra. En ma het natuurlijk gesê, is reg. So, sy was echt dit vir ons gewees. My ouma was ook, ek wil amper al vir jou sê, jy weet, sy was amper, ek kan amper al sê, soos nie tweede nie, maar jy weet, 'n ouer, ek was ook maar 'n ouer gewees vir ons. En oom Andre het nou dat ons my herinner, aan 'n baie goeie storie, van toe ons kinders was. Het ek en Chantal, jy weet, ek dink ons het dit goed gedink om by my ouma en sy bure, so dat venster, grondklompe in te gooi. Needless to say, ons was uitgevang deur die einste bure. En toe die ou nou daar aankom, het ons natuurlijk die kus vir die skuld gegee. Dit was hy gewees wat dit gedoen het. Maar wat mens nooit vergeet vir 'n dag nie, is ek het nie een keer onthou. Jy weet, my ouma, ons was teleurgesteld, maar ek het nie een keer onthou dat sy woedend kwaad was, geoordeel het daaroor, of jou nie instel, jy weet. En stoute ieters, sy was maar liefdevol gewees, en saam met dit, en Chantal het ook baie goed gedoen, ouma het vir ons verskriklik baie goed geleer. Sy het vir ons geleer, weet vir my veral die bak en die kos maak. So nog nie op Chantal se level nie, maar sy was leer maar met die en die draai. Dis baie dankbaar daarvoor. Ek hoor dis 'n skill wat nie baie mense van ons ouderdom nog het nie. En dan moet ek ook sê dat ek vir my ouma altyd so onthou en waarvoor ek dankbaar is. Ek kan sê ek het meeste van 7de land gebruik. My ouma het gedeeld dit gebruik, so ek kan sê ek is al baie bewus vir wat in dit aangegaan het, kan vandag nog lekker saam praat. So, oom is 100% reg gemaak om te sê dat ouma ons vir ons verskriklike met 'n groot leemte. In my lewe persoonlik het ek gevoel ek het net een ouma gehad, een ouma en oupa. En ek dink nie mense maak die slag ooit behoorlik reg dat jy op 'n dag gaan moet groet nie. Ek is baie hartseer om vandag te sê dat jy weet hoe ek as 'n kind was mal oor om op my ouma se skoot te sit. Ek dink sy het maar ooit so baie gemaak. So, toe ek nou klein was, en ek altyd van gesê, nou die dag as ek trou, dan wil ek nou 'n foto hê waar ek op haar skoot sit. Ek was nog nie laat in die blok uit, so dit nou ongelukkig nie gebeur nie. Maar, ja, ek is nog nie uit die blok uit, en ek is verseker. Maar, ja, daar is soveel
herinnering wat mens het van ouma. Ek weet nie, ouma, ek weet nie hoe ek vandag veel te dankie sê. Vir alles wat jy vir al ons kleinkinders beteken het nie. Ek weet nie woorde om vir jou te kan beskryf hoe lief ek jou gehad het nie. Hoe gelukkig ek my gemaak het as ek by jou kom kuier en daar was altyd plek vir my in haar bed gewees. Sy oupa was maar gereeld in die gastekamer toe gepos. Maar ek weet nie waar ek weer so tipe liefde gaan kry nie. Daar was altyd plek vir my gewees, is op plek vir ons gewees by haar. Chantal het baie mooi gestel. Maar ek is al wat nie, sy het jou ooit, jy weet, sy het mens aanvaar soos die is. Sy het jou lief gehad vir wie jy is. En Chantal, ek wil maar net oor vir jou sê, ek weet nie dat ons lekker gekrap het, ek voel dis van my nuuskierigheid vandaan kom. Tot vandag toe het ek nog nie kans gekry om wanneer jy saai te maak om in te krap nie. Maar ja, ek ouma, spesiaal vir jou vandag, ek wil vir jou sê, ja, daar is die woorde wat ek kan gee nie. Ek kan nie vir jou beskryf hoe lief ek en almal anderste van ons jou het nie. Maar ek moet vir ouma een ding sê, ek is vandag verskriklik bly saam met ouma. Ek is bly want ouma is nie in pyn nie. Ouma is gelukkig. En ouma is so saam met God. Ouma die wenstreep bereik. Ek weet jy is vanoggend, jy weet net so my onverwags, maar ek moet 10 kilo gaan hardloop vir my ouma. En toe ek nou baie dankbaar was om baie wenstreep te behaal, maar die 10 kilo's, toe besef ek, ouma het dit ervaar. En meer met veelvoud. Ek wil net hê, met bid dat ouma moet weet, dat ek ouma vir altyd sal mis, en dat ek en ons almal ouma altyd in ons hart sal hou. Ouma sal altyd hier wees, omdat ons elkeen ryker is, omdat ons jou geken het. Ons elkeen, meeste van ons staan hier vandag, en kan sê dat ouma ons gehelp het, en bygedra het, tot die mense wie ons is. Totdat ouma eendag gesien by hemelspoorte. Ek sê lief van ouma. Baie dankie julle. Dankie vir die eer wat julle vir my betoon het. Ons gaan nou staan vir ons slotlied, die 280, en daarna gaan die bly staan vir die begrafnisformulier, omdat jy die aanstelling is nie. En die begrafnisformulier in die kerk afhandel, en dan sluit ons gerigtinge daarmee af. En dan is die datum te beweeg na die saal toe, daar is verversings voorbereid, het gehoor vir bedankings, by tijdens die bedankings, so jy kan daar verder van toe. Kom ons staan, dan sit ons die 280, wederrede, grote achter, die oorskou, as jy Oh
aan Magdalena Roos, wat deur die dood van ons weggeneem is. Ons dink aan die graf van ons Here Jesus in die tuin van Josef van Arimatea. Op die Sondagoggend was die klip weggerol. Die graf was leeg. 'n engel het vir die vrou gesê, julle moet nie skrik nie. Julle soek Jesus van Nasaret wat gekruisig is, maar hy is nie hier nie, want hy is opgewek. Daarom vind ons troos in die woorde van Jesus wat gesê het, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe. Die dood van 'n geliefde is 'n groot verlies. Dit bring hartseer en pyn. Tog gee die Here self sy troos en bemoediging. Hy verlig ons smart. Hy staan ons met sy liefde by en beloof om die pad verder saam met ons te staan. Die dood roep ons almal om die lewe in 'n nuwe lig te sien. Jesus het immers vir ons aan die kruis gesterf, sodat ons nie meer vir onsself sal lewe nie, maar vir hom, wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan uit in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen